Goeienaand Protea Woordskool. Dis my voorreg om vanaand voort te gaan met ons woord vir of vers vir vers studie oor die boek Openbaring. En vanaand kyk ons na Openbaring 13 vanaf vers 11 tot 18, alhoewel ek nie dink dat ons al hierdie verse vanaand gaan kan bespreek nie. Ek wil graag hierdie gedeelte vir jou lees, luister mooi na die beeldspraak en dan gaan ons terugkom en ons gaan vers vir vers gaan ons kyk na die ontleding van hierdie gedeelte. So volg saam met my in jou woord of sommer so op die skerm. Ek lees vir jou uit die Afrikaanse lewende vertaling. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uit opkom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Die een waarvan die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde dan ook aan om 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Vers 16. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkoppe te dra, en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mensegetal en sy getal is 666. Net tot sover. Dit is Openbaring 13 vers 11 tot 18. Nou ek dink ons gaan vanaand praat net tot vers 16, dan gaan ons die merkgedeelte afsonderlik hanteer. Nou as ons kyk na die eerste vers, vers 11, wat sê, toe het ek 'n ander dier gesien, wat uit die aarde uit opkom. Hy het 2 horings gehad soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Nou Johannes sien 'n ander dier uit die aarde uit opkom. Of ene, die woord alu daar sê eintlik van soortgelyke aard. Nou hierdie tweede dier voltooi eintlik nou die onheilige drie-eenheid, naamlik die draak, die dier wat uit die see uitkom en dan die dier wat uit die aarde uitkom. Nou die dier uit die aarde is ondergeskik aan die dier in die see wat uit die see uitkom en is absoluut daarop ingestel om dieselfde modus operandi, dieselfde impak as die vorige dier te bevorder en nie homself nie. Elders in die Bybel word hierdie spesifieke dier dan nou ook die valse profeet genoem. Jy kan daar gaan kyk na Openbaring 16 vers 13, Openbaring 19 vers 20 en dan ook in Openbaring 20 vers 10. Nou soos met die eerste dier is identifikasie baie moeilik. Dat hy uit die aarde kom en nie uit die see uit nie, kan bloot sy onderskeid van die eerste dier aandui, terwyl ander verwysings hulle samewerking dalk beklemtoon. So, alhoewel hulle hier uit verskillende plekke uitkom, die feit van die saak is hulle werk saam, hulle dieselfde doelwitte, dieselfde doelstellings, naamlik om godslasterlik op te tree en die mense van die aarde dan nou te bedrieg en te mislei. Nou ek wil miskien dalk net hier 'n opinie insit en ek dink die feit dat hy noem uit die aarde of uit die see kan ook bloot beteken dat die mens het hierdie verskyning nie gesien kom nie. Hulle het dit nie verwag nie. So miskien kan ons dit ook insit, maar daar is 'n duidelike onderskeid
naamlik dat die tweede dier is ondergeskik aan die eerste ene. Nou, deur die geskiedenis van Bybelinterpretasie was daar hoofsaaklik twee verklaringe vir hierdie dier. Naamlik, die eerste een is dat die dier verteenwoordig 'n mag of 'n beweging. Die tweede interpretasie was gewees dat hierdie dier dui moontlik op 'n menslike figuur, 'n figuur wat aan die anti-kris verbonde is aan die einde van tyd. Met ander woorde, 'n eskatologiese beeld van hierdie dier. So ons gaan 'n bietjie kyk na dit. Nou, van die vroeë Christelike Bybelinterpreteerders het verskeie opinies gehad. Kom ek noem net vir jou 'n paar van interessantheid. Die eerste ene was Irenaeus. Hy dateer uit die 2de eeu uit en hy sê die tweede dier is die eerste dier se wapendraer. Oulike interpretasie van dit, maar dit gee vir jou die idee dat hierdie tweede dier is ondergeskik aan die eerste een. Die eerste een gee die opdragte, die tweede ene voer dit uit. Dis amper die idee wat jy kry. Met ander woorde, Irenaeus het gesê die tweede dier is die eerste een as 'n wapendraer wat demoniese kragte gebruik om towery te bedryf en die bewoners van die aarde dan te mislei. Dit was sy interpretasie uit die 2de eeu uit. 'n Bietjie later in die 3de eeu het Hippolytus, klink amper soos hippopotamus, maar Hippolytus het jy die 3de eeu uit, het hy gesê dat die tweede dier is verteenwoordig die koninkryk van die anti-kris. Dit was nou weer sy interpretasie. Later in die 3de eeu kry ons vir Victorinus, dink ek is die naam, en hy sê die dier is die valse profeet wat towery voor die anti-kris verrig. En dan later hier in die 6de eeu, heel wat later, Andreas, wat sê dat hy sê eintlik dat sommige interpreteerders sê dat hierdie tweede dier is eintlik nou maar net die anti-kris, en dat hy eintlik maar anders as die Satan, het hy nou twee horings ook wat hier genoem word, wat nou die anti-kris en die valse profete is. Dit is nou maar wat sy interpretasie daar is. Calvin, Luther en dan ander hervormers wat later hulle voorskyning gemaak het voortgebou op hierdie vroeër tradisies, naamlik dat hierdie dier met die pausdom of selfsekere pause vereenselwig kan word. Nou 'n Bybelinterpreteerder of met die van Berkouwer, hy het gesê dat alhoewel die hervormers moontlik verkeerd kan wees oor hulle spesifieke identifikasie, was hulle reg om die dier as 'n huidige bedreiging te sien en nie slegs as iets wat in die toekoms moet kom nie. En julle sal onthou in ons vorige verduideliking laas week het ons spesifiek gepraat dat wanneer ons praat van die dier, dan praat ons nie net van 'n situasie of 'n ding wat gebeur het in 'n spesifieke tyd nie, maar ons kyk na 'n baie breër konteks. Ons kyk eintlik na die manifestasie van alles wat teen God is oor 'n groot tydperk. Nou baie moderne Bybelinterpreteerders, in aansluiting byvoorbeeld by die Nero Redivivus verklaring, dis nou 'n vreeslike naam, van die eerste dier, sien hierdie tweede dier nou natuurlik as die priester stand van die keizerkultus. Met ander woorde, dit is nou soos die keizer is amper soos die eerste dier, hy gee al die opdragte, hy gee die bevele, en die tweede dier is amper nou soos hierdie kultuspriesters wat hierdie Romeinse keizer mag probeer afdwing op die Jode en op die mense van daardie tyd. So dit was ook 'n interpretasie, interessant. Maar ander ouens soos byvoorbeeld 'n man met die naam van Alford, hy brei die simboliek so bietjie uitrakende hierdie dier en hy kyk na alle eeue heen en dan sien hy daarin dalk die priesterlike vervolgende mag, soos wat ek nou vir jou verduidelik het, wat natuurlik nou die Christene vervolg het, met spesifieke toepassing op die Romeinse pausdom, maar hy beperk dit nie tot hierdie Romeinse pausdom nie. So ons kan sien dat hierdie ouens oor tyd het hulle interpretasie al breër en breër begin
verklaar en meer die konteks uitgebrei om te sê, maar luister, miskien is dit nie net in ons spesifieke tyd nie, hier is dalk iets meer wat ons nie moet miskyk nie. Nou die standpunt van hierdie bespreking is dat die dier uit die aarde Johannes se manier is om die valse profete van die Olyfberge te beskryf. Nou, ons kan daar gaan kyk na Jesus se woorde, Matteus 24 vers 24, Markus 13 vers 22 ensovoorts. So Johannes vat dit nou 'n bietjie verder, hy bring dit nader na die eindtye toe. Nou, hierdie siening, hierdie siening pas nou daarbey dat die dier uit die see nie net 'n spesifieke politieke werklikheid beskryf nie, maar die wêreldwye anti-godstelsel van Satan, soos dit periodiek in historiese menslike anti-Christe verskyn het. Reg deur die geskiedenis het hierdie selfde karaktereienskappe by verskillende anti-Christelike persone verskyn. Nou die dier uit die aarde is nou die teenbeeld of die ewebeeld, kan ons sê, van, of kom ons noem dit eers, kom ek noem dit so. Die dier uit die aarde is absoluut die teenoorgestelde van die ware profete van Jesus Christus. En hierdie dier symboliseer ook twee getuies. Ons lees daarvan, julle sal onthou, ons het gepraat in hoofstuk 11 van die twee getuies van Christus. En hier sien ons nou die teenpool, ons sien die ander kant nou ook hier raak. So, as 'n nie persoonlike anti-Christ of 'n valse profeet vreemd lyk in die lig van Openbaring 19 vers 20, kan 'n mens nou onthou dat ook die dood of die doderyk, wat natuurlik vyande van God is, ook nie persoonlike werklikhede is wat aan die einde van die dag volgens Openbaring 20 vers 14 ook in die poel van vuur en swaal gewerp sal word. Nou die verwysing na die twee horings waarvan ons nou hier gelees het in hierdie eerste vers is die twee horings van die lam beklemtoon waarskynlik die dier se nabootsende rol teenoor die ware lam. Ons lees mos nou van die ware lam, ons weet die lam van God volgens Openbaring 5 vers 6, Openbaring 13 vers 18, Openbaring 14 vers 1. Die lam van God. Nou sien ons hier 'n nabootsing van die lam van God. Onthou, ons kyk hier na misleiding. En hierdie lam het heel waarskynlik word beskryf as een met twee horings, soos die lam van God, en dit verteenwoordig moontlik dalk ook 'n nabootsing van Jesus Christus. Nou die twee horings kan moontlik kontrasteer met die twee getuies van Openbaring 11. Die twee getuies of die twee horings van hierdie bose monster wat uit die see uitkom en kontrasteer of staan direk teenoor die twee getuies van Christus in hoofstuk 11. Nou omdat een van hierdie tweede dier se belangrikste kenmerke is natuurlik misleiding en ek dink omdat sy primêre doelwit misleiding is, volgens vers 14 en ook in Openbaring 19 vers 20, dra sy lamagtige voorkoms by tot die verwarring oor sy ware identiteit. Met ander woorde, hy lyk soos 'n lam, maar hy is eintlik 'n draak. Hy lyk mooi, sy voorkoms is misleidend, maar sy integriteit en sy doelwitte is absoluut demonies gemotiveer. Nou as die dier uit die aarde sataniese valse leer en valse profesie voorstel, dan lê die erns van hulle boosheid juis in die misleidende ooreenkoms met die waarheid. Met ander woorde, hulle lyk baie moeilik om te onderskei, maar hulle doelwit is absoluut boos gedrewe. So al lyk hy soos 'n lam, is hy in werklikheid boos. Want, hoekom? Want hy praat soos 'n draak, sê die Bybel vir ons sê. Hy praat soos 'n draak. Hy lyk soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Dit openbaar sy innerlike karaktereienskap. Dit wil sê, hy verkondig kettery. Hy is absoluut gemik teen die evangelie van Christus. Hy praat teen die evangelie van God, maar hy lyk baie mooi. Hy lyk sag,
soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Die draak verteenwoordig sy bose hart. Nou Jesus gee baie soortgelyke beskrywing van valse profete. Naamlik dat hy gesê het, hulle kom in skaapklere, maar eintlik is hulle verskeurende wolwe. Julle sal onthou Matteus 7 vers 15, praat Jesus van hierdie wolwe wat kom in skaapklere. Amper 'n soortgelyke idee wat ons kry hier in Openbaring 13 vers 11. Nou hierdie lamagtigheid kan ook bloot dui op 'n sagte uiterlike optrede wat in skerp kontras staan met sy ware identiteit as 'n wrede draak. Julle sien hy lyk mooi aan die buitekant, maar in die binnekant is hy boos. Nou ons weet ons nou daai stelling wat sê looks can be deceiving. En dis daai idee wat 'n mens kry hierso. Hy lyk aanloklik, maar die wat daartoe aangetrokke voel of aangetrek word, sal aan die einde van die dag sterf. Nou kom ons gaan oor na vers 12 toe, en dan kyk ons gou wat sê vers 12, ek lees dit gou vir jou. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hier sien ons nou weer, hy's 'n verteenwoordiger van die eerste dier. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. So die tweede dier se funksie is dat die mense die eerste dier sal aanbid. Die een waarvan die dodelike wond genees het. Nou, die aktiwiteit van die dier uit die aarde word herhaaldelik beskryf as die bevordering van die aanbidding van die eerste dier. So sy doelwit is om mense te forceer deur manipulasie, deur misleiding, wat ook al, om hierdie eerste draak, naamlik die duiwel, te aanbid. En dit kan verband hou met die valse profete in Pergamum, as ons nou kyk na, julle sal onthou die gemeentes wat ons behandel het, in Pergamum en Thyatira, wat God se diensknegte tot afgoderry verlei het. Ons kry amper dieselfde idee. Julle sal onthou, ons gaan bietjie vroeër in ons studie in Openbaring 2 vers 14 tot 15, Openbaring 2 vers 20 en Openbaring 2 vers 24, het ons gelees van hierdie ouens wat God se mense op so 'n manier probeer verlei. Nou die NIV Bybel mis hierso 'n baie fyn nuance deur die Griekse woord enopion weer te gee asof die tweede dier bloot al die gesag van die eerste dier as sy verteenwoordiger uitoefen. En ek dink dit is bietjie verkeerd vertaal, aangesien ons baie duidelik uit die konteks uit agterkom dat die tweede dier nie dieselfde gesag het as die eerste dier nie, maar dat die tweede dier absoluut daarop ingestel is om alles te draai sodat die eerste dier aanbid en verheerlik word. In Openbaring beteken enopion telkens in die teenwoordigheid van of voor. Nou, interessant is dat ons dieselfde woord enopion ook kry in die twee getuienis in Openbaring 11 vers 4, waar daar staan dat hulle staan voor enopion. Met ander woorde, hulle staan in die teenwoordigheid, of hulle staan voor die Here van die aarde. Nou volgens Kiedel, dui hierdie woord enopion, dui nou aan is so 'n woord in sy konteks. As jy hom nou in sy konteks op 'n profetiese gereedheid, dui hierdie woord op 'n profetiese gereedheid om God se opdrag uit te voer met die gesag wat uit die gemeenskap met God voortspruit. So jy kan onmiddellik sien hoe daardie prentjie om God te aanbid, om voor God te verskyn, verdraai word om nou die dier te aanbid. So dis as mens kan sê dis as teenstelling van die twee getuies ontvang die valse profete hulle gesag en hulle bediening van die eerste dier af. Die twee getuies het hulle gesag en hulle bediening, hulle roeping ontvang van God af. Hulle staan in die teenwoordigheid van God, maar hier sien ons nou dat die valse getuies, die valse profete, waar kry hulle inspirasie vandaan? Hulle kry dit van die eerste dier af, hulle kry dit van die duiwel af, dis boos. As ons nou 'n bietjie verder lees in vers 13, dan lees hy soos volg. Hy doen groot tekens,
sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. Nou, een strategie waarmee hierdie dier uit die aarde nou die mense mislei, is om die eerste dier te volg, is om wondertekens te verrig. Die Griekse woord hierso is semeion. Hy doen wonderwerke. Dit laat hang die mense se monde oop. Die vermoë van hierdie Satan geïnspireerde profete om misleidende wonders te doen, word op verskeie plekke in die Bybel bevestig. Openbaring 16 vers 14, Openbaring 19 vers 20, Deuteronomium 13 vers 1 tot 5, Matteus 7 vers 22, Matteus 24 vers 24, Markus 13 vers 22 en 2 Tessalonisense 2 vers 9. Al hierdie teksverse wys vir ons dat die duiwel, hierdie Satan geïnspireerde profete, gebruik hy om misleidende wonders en tekens te doen. Nou ek wil my nie uitspreek nou in hierdie konteks rondom dit nie, maar ons sien dikwels in die kerk hoe oënskynlike godsmense dinge doen wat absoluut teenstrydig is met die woord van die Here. En ek kan nie help om die vraag te vra, is hier nie 'n Satan geïnspireerde doelwit in modus operandi ook betrokke in sommige Christelike kerke nie? Nou om tussen ware en valse profete te onderskei, weet ek en jy mos nou al teen die tyd, is dit baie moeilik en dit was nog altyd moeilik. Maar dis nie onmoontlik nie. Want volgens die volgelinge van Jesus Christus moet, sê die woord van die Here, die onderskeiding van die geeste die Here sê ons moet elke gees beproef, 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Nou die verwysing na vuur uit die hemel kan moontlik dui op twee dinge. Ek noem dit maar vir jou. Eerstens kan dit dui op die Elia se vuur uit die hemel in 1 Konings 18 vers 38, of tweedens kan dit dalk dui ook op die vuur wat uit die monde van die twee getuies gekom het volgens Openbaring 11 vers 5. Nou hierdie moontlikhede is beter as om hierin blote verwysing na 'n priesterstand van die Romeinse keizerkultus te sien. So ek dink 'n mens moet baie versigtig wees om nie net die interpretasie van die dier bloot eenvoudig te vou rondom die keizer en die keizer se volgelinge, sy profete en dies meer nie. Interessant is dat ons in China 'n baie interessante ooreenstemming kry met hierdie tipe ding. Laat jy sien hierdie absolute autokrasie en waar selfs die Bybel hervertaal word sodat dit nie in opstand, sodat dit nie in teenstelling is met die demoniese pogings van die land se leiers nie. En ons sien amper presies dieselfde storie in Romeins in die geskiedenis hier. Nou Johannes mag doelbewus dalk 'n kontras trek tussen die gebruik van vuur deur die ware getuies en dan nou hierso die gebruik van vuur deur hierdie valse profete in Openbaring 11 vers 5. Nou jy kan ook daar gaan kyk na Lukas 9 vers 54. Nou E. Watson en B. Hamilton het 'n baie meer uitgebreide teorie ontwikkel. Ek wil nie in detail daarin gaan nie, maar ek noem net die volgende. En dit is dat die ware vuur van God dui natuurlik op die ware woord van God en die getuienis van die Heilige Gees. Ons weet mos nou as Pinkstermense in Handelinge 2 vers 3 dat die vuur op hulle neergedaal het en hier sien ons absolute die teenpool by die dier van hierdie Heilige Gees vuur sien ons nou dat die valse profete hierdie dinge kom naboots wat dit amper onmoontlik maak om te onderskei. So die valse vuur nou hier in Openbaring 13 dui dan amper op 'n charismatiese gawe van 'n nagemaakte kerk. En dit skep 'n klomp eintlik parallelle met 'n trou
met die anti-kris. Nou ek wil miskien dalk net hierdie volgende stelling vir jou herhaal, sodat jy dit mooi kan hoor. Maak 'n nota. Die valse vuur, luister mooi, in sommige Pinksterkerke, in sommige charismatiese kerke, die valse vuur, dui heel waarskynlik op 'n pseudo-charismatiese gawes, wat eintlik maar niks anders is as 'n nagemaakte kerk, wat eintlik meer in lyn staan met die anti-kris, as wat dit in lyn staan met die ware werking van die Heilige Gees nie. So wees baie versigtig vir kerke waar daardie groot klem gelê word op hierdie eksistensiële ervarings. Hoendervleis, mense slaan neer, hulle dans heel mal op die tafels en gaan absoluut crazy in die kerk. En dan kan 'n mens sê hierdie lyk baie meer soos 'n nagemaakte valse weergawe van die werking van die Heilige Gees. En dit maak dit so moeilik onderskeibaar. En ek dink dit is dalk waarteen Johannes ons waarsku. Nou in verband hiermee kan ook gedink word byvoorbeeld aan, as jy nou kyk in die Nuwe Testament of in die Ou Testament, in Levitikus 10 vers 1 tot 2, lees ons daarvan Nadab en Abihu, wat vreemde vuur voor die Here gebring het. En toe word hulle deur God se oordeel verteer. Ons sien onmiddellik daai konteks. Ware vuur van die Heilige Gees, valse vuur van die Heilige Gees. Die punt wat ek wil maak is die volgende. Geen magtige daad is vir hierdie valse profete van Openbaring 13 te groot nie, omdat hulle krag van die anti-kris of die draak dan nou ontvang. So hulle is amper 'n perfekte nabootsing van die ware werking van die Here. En daarom is dit so moeilik, want hulle uitsluitlike doelwit is om mense teen God te draai. En ons moet bewus wees daarvan vandag in die kerk. Christus se ware diensknegte moenie selfs deur indrukwekkende wonders mislei word nie. Mense, wees versigtig. Ek het al hoeveel keer in die bediening gehoor van mense wat sê hulle gaan na daai kerk of daai kerk, want daar werk die Here. En as jy nou vir hulle vra wat gebeur daar, dan sê hulle vir jou, nee, die mense slaan neer en die Gees werk, jy weet ek dink sommer aan Benny Hinn en al hierdie klomp nonsens waar hulle jasse en baadjies so waai, dan slaan die 3/4 van die kerk plat neer op die grond, of mense hop onbeheerst op die grond rond en kry hierdie absolute rukkings en daai goed. Dit is nie die werk van die Heilige Gees nie. God is 'n God van orde. So wonders op sigself is geen bewys van die Heilige Gees nie. En dit is wat Johannes vir ons baie duidelik wil beklemtoon in Openbaring 13. Is vir die ware kind van God wat 'n verhouding het met die Heilige Gees en wat 'n opregte pad met God stap, is nugter wanneer dit kom by wonderwerke en goed. Want julle weet mos, as daar nou wonderwerk plaasvind, as daar nou môre byvoorbeeld 'n blinde sien in 'n kerk, of hy staan uit 'n rolstoel uit op, of iets van die aard, dan kan ek jou beloof, dan sit die hele parel môre in daai kerk. En dit is waarvoor ons verskriklik versigtig moet wees. Ek kom by vers 14. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde aan om ook 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Nou, hier gaan dit om meer as net die bedrog van die keizerlike priesterdom. Dit gaan oor baie meer as dit. Die aard van die wonders mislei nou diegene wat die dier volg, naamlik die bewoners van die aarde. Die mense word nou mislei deur al hierdie wonders en hierdie dinge. Nou die woord mislei, laat my toe om net so 'n bietjie stil te staan. Die woord mislei is die Griekse woord planau. En dit is Johannes se tipiese term vir die werk van valse leraars, wat die mense daartoe bring om ander gode as die ware lewende God te aanbid. Daar is baie teksverse daarvoor.
Maar let 'n bietjie daarop. Kom ons gaan vers 15 toe. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Nou die tweede dier beveel nou die mense van die aarde, en die woord daarvoor, dat hy beveel hulle om 'n beeld te bou van die eerste dier. So kom ons sê nou maar, hier is die valse profete en hier staan die duiwel, die valse profete wat baie gesag het, hulle die gesag wat hulle kry vanuit hierdie bose duiwel, en hierdie tweede dier sê dan nou dat die mense moet 'n beeld bou van die duiwel, kan ons maar sê. So hierdie beeld, die Griekse woord daarvoor is eikon. En dit is nou, daar moet nou 'n eikon, daar moet 'n beeld opgerig word van hierdie eerste dier. En wie moet dit doen? Die mense van die aarde. Nou op ander plekke is die aanbidding van die eerste dier en sy beeld is altyd onlosmaaklik verbind aan die merk. Ons gaan later praat oor die merk. Nou die Griekse woord vir ikoon of eikon is 'n fascinerende term met baie diep betekenis, veral in die kuns en in die tegnologie, waaroor ek later gaan praat. Nou dit is ook die oorsprong van ons moderne woord icon of ikoon. En nou kom ek gee vir jou gou 'n paar betekenisse. Die eerste betekenis van die woord icon in sy mees basiese vorm beteken dit eenvoudig 'n beeld, 'n gelykenis of 'n afbeelding. Met ander woorde, dit verwys na iets wat 'n ander ding verteenwoordig of reflekteer, soos byvoorbeeld 'n standbeeld van Paul Kruger verteenwoordig Paul Kruger, of 'n borsbeeld, 'n portret, 'n skildery. So die beeld op 'n muntstuk waarna Jesus verwys toe Jesus gesê het, wie se kop is hierdie op die muntstuk, die keiser se, dit is nou icon, né? Dit is 'n weerspieëling van die keiser. Die tweede betekenis is 'n weerspieëling of verteenwoordiging. Nou dis baie belangrik. Nou dit gaan nie net hier oor 'n prentjie nie, maar dit gaan hier oor meer as dit. Dit gaan hier oor eienskappe van die oorspronklike ding. So hierdie tweede betekenis is dat die woord eikon weerspieël die eienskappe van die ander een. So die tweede dier verteenwoordig die eienskappe van die eerste een, en die tweede dier gee opdrag aan die mense om 'n beeld te maak, en hierdie beeld moet die eienskappe verteenwoordig van die eerste dier. So as jy byvoorbeeld in 'n spieël kyk, is die refleksie wat jy in die spieël sien jou eikon, jou weerspieëling. Dit lyk presies soos jy en dit vertoon ook dan natuurlik jou kenmerke. Die derde betekenis vir die woord eikon is 'n Bybelse en 'n geestelike betekenis. Nou in die Nuwe Testament wat oorspronklik in Grieks geskryf is, word die woord op baie belangrike maniere gebruik. Kom ek gee net vir jou 2 voorbeelde. Ek dink die mens is natuurlik nou mos gemaak in die beeld van God. So in die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuaginta, word eikon gebruik waar daar staan dat die mens gemaak is na die beeld, na die eikon van God. In konteks beteken dit eintlik maar dat die mens is ontwerp om die karaktereienskappe van Jesus Christus en van sy Skepper te weerspieël. Doen ons dit? Ons doen dit natuurlik nou nie altyd nie. Verder sien ons ook dat Christus is die beeld van God. Die Bybel beskryf Christus as die beeld van God. In Kolossense 1 vers 15 word daar na Jesus verwys as die beeld, die eikon van die onsigbare God. Nou dit impliseer dat as jy vir Jesus sien, dan weet jy hoe God lyk, want hy is die volmaakte verteenwoordiging, hy is die volmaakte eikon van God. En dan natuurlik ook, as ons nou kyk in die kunste, in die Oosterse ortodokse kerktradisie, is 'n ikoon of 'n eikon 'n heilige kunswerk. Nou hierdie is 'n belangrike betekenis, want vir hulle is dit nie net 'n versiering nie, maar dis amper soos 'n venster na die hemel toe, wat die kyker help om op die goddelike te fokus. So in kort beteken eikon eintlik maar net, dit is 'n kopie, dit is 'n sigbare manifestasie van iets wat dalk
anders onsigbaar of ver verwyderd sou wees. Nou terug na ons interpretasie van Openbaring 13. Die eikon waarvan Johannes hierso praat is met ander woorde is nie bloot 'n kopie nie. Dit is dit deel eintlik hierdie afbeelding deel in die werklikheid wat dit eintlik verteenwoordig, naamlik nou hierdie eerste dier, die Satan. Nou baie Bybelinterpreteerders identifiseer volgens die Romeins-keiserlike uitleg die beeld met die standbeeld van Caesar, en dan sê hulle dat die asem verteenwoordig nou eintlik nou maar towery en buikspraak en deur die keiserlike priesters. Maar daardie interpretasie, daardie uitleg loop hom vas teen ernstige besware wat ingebring word daarteen, omdat Johannes se taal, dit wat hy hier gebruik, baie meer teologies beskrywend is as wat net op die Romeinse hipotese afgedruk kan word. Nou dit ontken nie dat die keiseraanbidding definitief een van daardie forme van dieraanbidding kan wees nie. Die mense wat die dier, natuurlik was die keiserlike Romeinse keiser eintlik 'n afbeelding van die groter storie. Dit weet ons. So ons kan dit nie losmaak van mekaar nie. Maar die werklikheid wat Johannes hier beskryf is baie groter en baie meer transhistories as bloot net die aanbidding van 'n borsbeeld van Caesar. Nou hierdie werklikheid het wel telkens historiese manifestasies. In elke eeu maak die dier diegene dood wat nie sy beeld aanbid nie. Julle sal onthou, die keiser het mense doodgemaak wat nie sy beeld aanbid nie. So, as jy nou kyk na die taal wat Johannes hier gebruik, dan herinner dit ons so 'n bietjie aan Nebukadneser. Julle sal onthou die storie in Daniël, né? Waar Nebukadneser se goue beelde en toe was daar hierdie doodsdreigement in Daniël 3 vers 1 tot 11. En dit is eintlik die idee wat Johannes hier probeer skep, is dat Johannes vertel ons hier van 'n wêreldwye stelsel van afgoderry en dit word verteenwoordig deur hierdie eerste dier en die valse profete wat nou hierdie hele aanbidding van hierdie ding nou bevorder, net op 'n next level. So hierdie stelsel is absoluut godslasterlik, is 'n afgodsdiens en dit verbreek natuurlik die eerste 2 gebooie, nou wat God gesê het, jy mag geen ander god aanbid nie, Eksodus 20 vers 3 tot 5. Nou deur te praat van die gee van 'n asem, pneuma in Grieks, aan die beeld, met ander woorde hierdie dooie ding wat die mense gemaak het, daar's nou asem aan hom gegee, wys Johannes eintlik op die werk van die valse profete om afgodsaanbidding te laat herleef en dit in skyn van lewenskrag en werklikheid en mag te gee. Dit gee vir hom net so skyn van hierdie werklikheid. Nou ek het 'n ander interpretasie ook hiervan, maar soos ek gesê het, in 'n ander lesing sal ek dit vir jou gee. Nou hierdie asem is opvallend dat die 2 getuies waarvan Openbaring 11 vers 11 praat, is ook 'n asem. Hulle het ook pneuma ontvang. Hulle het die asem van God ontvang, met ander woorde sy gees. Nou die afgodiese sataniese stelsel het die mag van die dood oor die wat die ware God en die lam aanbid. Met ander woorde, hulle wil hulle doodmaak. Ons het gesien, die getuies is mos nou doodgemaak. Nou dieselfde beeld het probeer om Daniël en sy vriende te laat sterf. En baie van God se profete is later doodgemaak. En dit is dieselfde gees wat Jesus aan die kruis vasgespijker het, wat vir Stefanus gestenig het, Handelinge 7 vers 60, Jakobus se dood beteken het in Handelinge 12 vers 1 en 2, en Antipas in Openbaring 2 vers 13. Want julle sal onthou, Antipas was 'n passiewe man wat die evangelie verkondig het, en hy is ook doodgemaak. So toon hierdie dier van Openbaring 13 aan sy volgelinge die skynbare genesing van sy gewonde kop. Nou,
Ons kan nou kyk na voorbeelde, daar's ek dink is 'n Chinese of 'n Japaneese teoloog wat Sun Myung Moon en sy amptelike vertolker en profetes Yang Eun Kim word ook genoem as 'n moderne voorbeeld van Johannes se leer oor anti-Christe en valse profete. So ek gaan nou nie inhou op daardie detail nie. Ek sluit af met vers 16. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkoppe te dra. Nou ek dink ek gaan daar stop. Ek het gesê ek gaan stop. Ek gaan nie vers 16 verder behandel nie. Ek dink ons gesprek is 'n bietjie lank en dan volgende week dan gaan ek spesifiek fokus op die merk en hoe relevant dit is. So ek hoop jy het dit geniet vanaand. Hierdie video bly beskikbaar op die internet, so as jy daar terug wil gaan, bietjie meer inligting daaroor wil kry, ek hoop hierdie konteks help jou 'n bietjie om Openbaring beter te verstaan. Mag die Here vir jou seën. Tot volgende week toe, dan gaan ons aan met vers 16, Openbaring 13 vers 16 tot 18. God bless you. Totsiens.